Ons lees Spreuke 16 vers 9 en ons gaan Matteus 21 bietjie daarna gaan kyk. Dis die intog van Jesus in die Jerusalem, Palm Sunday, Palm Sondag. Dis die 4de dag voor die Pasga, né? Dis, kom ons bid. Baie dankie Here vir die genade dat die woord in my hart kom lê, dat ek die woord hoor inneem, ag sal slaan op die woord van die Here, want U laat U woord altyd triomfeer, want die woord sê U is wakker oor U woord. Daarom vervul die woord in ons harte en laat die woord wat U met ons werk ook vervul word in ons lewens en ons eer U daarvoor in Christus naam. Amen. My tema vanmôre, let op wat die Here doen. In Spreuke 16 vers 9, kom sê 10. Sê die hart van die mens dink sy weg, maar die Here rig sy voetstappe. Die Afrikaanse ander vertaling sê 'n mens kan planne maak oor wat hy wil doen, maar dit is die Here wat besluit of dit sal gebeur. Dis die Here wat ek en jy kan beplan, maar God maak 'n besluit. So as jy nou gaan kyk, daar in Matteus 21, die opskrif die intog van Jesus in Jerusalem, praat die woord, hier kom Jesus binne die stad en hy laat hulle 'n esel vol kom kry. Die disippels trek hulle klere uit, gooi bo oor die donkie, die esel sodat hy kan inkry. En wat nou die hele dink jy, hoe in die volgende oomblik begin 'n hele stad in oproep kom, né? Dat hulle eintlik hulle klere uittrek en voor hom neergooi en palmtakke. Want as jy gaan kyk in die vorige hoofstukke, hoe hy Lazarus opgewek het en die blinde mense gesond gemaak het, nou kom hy binne in die stad en soos die woord sê, hy kom nou, ek dink altyd, wat sou ek doen? Nee, want hier's Jesus en en wat wil jy doen? Jy wil hom behaag, né? So ek sal die palmtak gaan afkap en ek sou my klere, my boklere uitgooi op die grond gooi, né? Daai ding wat jy iemand wil behaag, daai ding wat jy iemand wil please, né? Daar is niks wat jy te hoog of te wonderlik ag, dat jy dit alles vir daai ou wil gee of doen, en niks is vir jou moeite, en niks is vir jou 'n skaamte nie, né? Dat jy sal dit vir hom doen. Hoekom? Want hy besit so 'n ereplek binne in jou lewe, dat jy daai ou wil eintlik please. En ek dink dit is wat eintlik die disippels en die mense gedoen het, né? En dit is nogal interessant hoe hulle begin, nêrens lees 'n mens, dat Jesus altyd sy wonderwerke gedoen het, of gesê, moet dit nie vir mense sê nie, moet dit nie bekend maak nie, maar hier kom hy in die stad in oproep, en hy laat dit toe, en hulle besing hom, né? Hosanna, amen. Daai Hosanna beteken, weet ons, save us now. Goed, en daartoe lossang daaroor kom, en hoe hy in die stad inkom, en dat die ander mense gevra, wie is hy? En in die laaste versie daar, vers 11 sê hy, en die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea, sodat die volk kan weet wat eintlik besig is om plaas te vind. Maar agter die skerm is God besig om wat te beplan. Hy is besig om te beplan om 'n dispensasie van genade te bevestig. Onthou net, ons is nou besig met die wet, né? En toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het die dispensasie van genade plaasgevind, waarin ek en jy ons vandag self nou bevind. Ja. Wat is die volgende dispensasie? Jy gaan weer terug na die wet toe, dat alles oor die wet sal gaan, né? Goed, so en wat is God ook agter besig om te beskerm, te beplan? Hy vat ons terug na Exodus toe hy Israel uit Egipte laat kom het. So hy vat ons daarna Exodus 13-14 toe, en hy begin met ons praat, en hy praat oor die lam, en hy sê in die maand van Nisan, ja, die 14de dag, moet hulle die Pasga hou, want dit was die dag daarna dat hy verlossing vir hulle sou bring, né?
So hulle moes, so met ander woorde, en hier kom Jesus, want onthou net, wat is God besig om te doen? Hy gaan die Pasga verander na wat? Na die nagmaal toe. Dat dit nie meer oor die bloed van stiere en bokke gaan nie, maar oor die bloed van sy seun Jesus Christus. So dit is 'n geweldige geskuif wat in die gees plaasvind om al hierdie goed wat God in die agtergrond te bewerk, sodat dit wat geskryf is deur die profete in vervalling kan. So hier kom Jesus, die 10de dag, kom hy waar in die stad, in as die lam. Amen. So hier kom hy nou in, en hulle begin om besing, en is opgewonde oor die werke van sy hande, en prys God daarvoor, en jubel en juig, want hier kom die stad in. Dit was toe vir my interessant, want ek probeer toe kyk, wanneer het die Fariseërs toe saamgekom? 2 dae daarna. Jesus sê, as jy die vorige deel gaan lees, sê hy, nog 2 dae, Matteus 26 praat Jesus, hy sê, nog 2 dae, hy sê vir sy disipels, nog 2 dae, dan is dit die Pasga. Want hy is nou die lam, hy is in die stad in, hier kom hy, want hy moet afgesonder word, vir dit wat God van plaasvind, deur sy lewe. Nou sê hy, wat vir my interessant is, dat die Fariseërs hou Torah, Matteus 26, hy sê, en hy sê vir sy disipels, oor 2 dae, om die Pasga, wat die seun van die mens oorgelewer word, net daarna kom dit toe sê, toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk bymekaar in die paleis van die priester wat Kajafas genoem word, en hulle hou saam raad om met Jesus gelus gevange te neem, maar hulle sê, kyk wat sê hulle, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kan plaasvind nie. Hier kom hulle beplan, hulle weet, die is moeilik, maar hulle gaan niks doen op die fees nie. Want hulle is bang vir oproer. Maar wat het God besluit? God het besluit, is dit nie? Dis daai ding wat die mens beplan, maar God besluit. Amen. Halleluja. Ek en jy kan baie goed praat en sê, maar die wêreld sal die plan van God volg. Ja, amen. Israel sal die plan van God Ja, volg. amen. En die wêreld sal hulle dan onderwerp, omdat God dit klaar gespreek het. Dis 'n volksing. Prys die Here. Selfs vir jou in my lewe. Waarmee is jy besig? Wat is jy besig om te beplan? En is jou beplanning deel van God se raad vir jou lewe? Want baie keer kan ek en jy goed beplan en jy gaan skade hê omdat jy nie die wil van God is nie. En jy kan goed beplan al buite die wil van die Here. En dan kom dit daar en sê ja, maar dit het nie gewerk en ek. Maar nou kom die vraag terug, is jy besig om te beplan soos God wil hê, want ek gaan altyd terug. Jy hoor my deesdae baie vir jou sê, en jou boekrol is geskrywe daar toe nog geen een was nie. So jy moet teruggaan met die Here en begin praat en sê, Here, wat is u wil vir my lewe? Wat is u verwagting vir my lewe? Here, laat u weer aan my bekend word, sodat ek my voete kan rig in die wil van die Here, sodat dit wat u oor my geskryf het, dat dit hier kan plaasvind binne in my lewe en 'n verandering kan teweegbring. Prys die Here. En hulle eers hierdie Fariseërs en die priesters het nie besef waarmee God besig is. Want onthou net, hulle het die mag in die dorp gehad. Hulle was die ouens wat in charge was, is dit nie? En hier maak hulle besluit, nie op die fees nie. En net daarna, toe kom Judas, en hy vra die geld om hom oor te lewe. Maar Jesus, ongeag wat hulle gedoen het hy die plan van God gevolg. Dit is nie awesome nie, nee. Amen. Hy het hom nie gesteer aan wat mense om hom doen nie. Hy was binne hierdie wil van die Here. Ja. Sodat God se wil en wat van hom geskrywe is, vervul sou word. Ek dink altyd die maklikste wat ek dink is daar toe Jesus vir die twee disippels gesê, gaan kry vir my die esel.
En hier kom hulle besef nie eers, hulle vervul 'n profetiese woord, wat in Sagaria 9 gespeel, hulle besef dit nie, hulle doen dit net. Amen. Halleluja. So wil God die woord wat hy oor jou gespreek het, so wil hy dit in jou lewe vervul. Maar jy moet oplet wat die Here doen. As jy daar gaan lees in Psalm 64, hy sê daar, let op wat die Here doen. Hierdie mense het nie opgelet wat aangaan nie. Hulle was so vasgevang binne hulle eie wêreld. En hier kom God en hy's besig om hierdie geweldige goed te laat plaasvind. Nee, dit is wat ek like van die Here. As hy besluit het, hy kom in een oomblik en daar begin 'n nuwe dispensasie. Ander mense is nog besig met die wet. Ons is verby die wet. Verstaan nie? Amen. Ja, as jy dit doen, maar daar's nie genade nie. Ons het genade. Geweldige genade. Amen. Genade wat red, die genade wat verlos. Maar as jy dit nie weet wat die Here doen nie, hoe sal jy deel hê aan dit? Nou hoor ek baie keer mense praat sê, ja, hulle besig met 'n sonde en hulle is nou vasgevang. Nou dink ek, het jy ooit daaraan gedink dat die sonde waarmee jy besig is, dan het jy eers hierdie sonde so groot. Maar kan jy dink waarmee is God met jou besig daar? Het jy nie dalk opgelet dat hy daai sonde jou so pla, dat hy eintlik jou na geregtigheid wil vat nie? Of heiligheid wil bring in jou lewe nie? Nou dink jy, ja, ek bid nie, maar jy is honger om te bid. Maar jy let nie op dat God is besig om jou in te druk om 'n voorbidder te word nie. Jy droom en jy openbaar, dan dink ek weet nie, want jy is te lui baie keer om die drome te gaan sit en neer te skryf en te kry dat die Here jou help om goed te interpreteer. En jy hier agter die skerm soos God besig om jou te bring met 'n woord van kennis, sodat jy mense se lewens kan aanraak. Maar jy weet dit nie, want jy dink net ek is nou honger en ek wil nou hierdie goed hê. Daar's hierdie goed wat werk in my lewe, hierdie gawe werk. Nou voordat nog iets gebeur, dan voel ek die atmosfeer het verander, die Here gaan nou 'n ding doen. Maar jy kom nie en jy dink, wat beteken dit vir my nie? Want ek en jy let nie op wat God besig is om te doen nie. En so baie keer mis ek en jy die Here. Prys die Here. Halleluja. Dit 'n honger om die woord te lees, maar jy doen dit nie, want jy sê dan, ek het nie tyd en ek verstaan nie. Wie sê nie God is besig om jou op te rig om 'n voorloper met die woord te begin word, kennis te hê met die woord nie, 'n teacher met die woord te word. Dit is nie awesome nie. Halleluja. Amen. Prys die Here. Nou waar jy oor een ding, maar kyk wat doen God en let op wat God vir jou besig is om jou in te druk binne in 'n wêreld in, sodat jy in sy weë kan wandel, dat hy jou kan gebruik. Amen. Die mens beplan, God beskik. Ja, amen. Josef, hy word nou vasgevang en Potifar se vrou sê hy wil haar nou skade aangedoen, hy word in die tronk gegooi. Nou wat dink ons, is die einde, want hulle sê, daai mag. Kan jy dink die vrees van daai vrou? Na al jare, toe Josef uit die tronk kom en hy second in charge. Kan jy dink wat het daai vrou gedink? Die vrees wat op haar moes gewees het, dat hy hoor as haar man was. Amen. Die ou wie sy skade gedoen het. Is dit nie? En jy dink hoe bekommerd was sy dat hy haar nou daar kan dood gaan dood. Want hy die mag gehad, né? Prys die Here. Ja. Prys die Here. Men weet en dat God het 'n plan gehad. Amen. Amen. En toe Josef, jy sê baie keer nou begin Josef droom, hy sê, maar wat 'n voordeel is dit vir my? En as jy daai goed begin beoefen en die Here werk saam met, die kom op die regte oomblik, in die agtergrond het hierdie ou 'n droom gehad, en hulle weet nie waaroor die droom gaan nie, is dit nie awesome nie? In die agtergrond dat God dat hierdie gawe, hierdie bediening wat hy het om drome uit te lê, 'n werklikheid te kan word. Maar waar moes dit gewees het? Hy moes dit aanvaar het, sodat God die werk kan doen, is dit nie? Hy toe eers op die einde begin oplet, waarmee was God met hom besig, dat hy al hierdie wonderlike goed kon beleef het.
weggooi. Moenie die goed weggooi waarmee God met jou besig raak nie. As God sê jy moet kom bid, dan kom bid jy. As God sê jy lees woord, dan lees jy woord. En jy begin saam met die Here werk. Kyk jy begeertes wat jy dalk het, 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid het. Hoeveel keer het jy verby iemand geloop en dink jy, Here gee my die mag, dat die krag oor my kom dat ek daai ou gesond kan maak nie. Maar jy gaan sit nie en werk met God nie. Daai begeertes kom nie net op elke een nie. 'n Ander ou sal verbykom en sê, Here, gee my woord dat ek hierdie ou tot U kan bring, dat hy kan kennis salig maak, daai evangelistiese ding, maar jy let nie op nie. Jy beplan ander goed. So besig om hier te gaan, so besig om daar te gaan, maar nie by God uit te kom nie. Want God beplan, en hoe lank vat dit jou daar voor jy uiteindelik op ingee en raad vat? Amen. As jy dan op 75 lê in sy bed, besig om dood te gaan, hy roep na die Here en die Here daag by en sê, nee, vandag sal jy begin profetiese woord gee. Paulus kom, hy wil die kerk uitroei. Maar nou maak God 'n ding aan ons bekend wat in sy hart was. Wat hy sê vir hom, is dit vir jou moeilik, is dit nie vir jou moeilik om teen die prikkels te skop nie. Met ander woorde, God het klaar die goed met hom begin werk, maar hy wou net nie hoor nie. Wat doen God vanmôre met jou? Is God nie besig om jou te roep tot heiligheid nie? God nie besig om jou te roep tot evangelis nie? Leierskap. Woord van kennis, woord van wysheid te werk nie. Duiwels uit te begin dryf. Waarmee is God met jou besig? Ben jy gaan spandeer nie tyd nie. Let op wat die Here doen vir jou, sodat jou lewe kan verander. Ander mense se lewens kan verryk word. Ja. Dink net as jy 'n Pick n Pay inloop en iemand staan daar en hulle is hopeloos. As jy net loop en 'n woord spreek en dit is 'n woord van lewe en 'n woord van hoop. God wil soveel goed vir my en jou doen, maar ons is so besig om ons eie goed te beplan, dat ons nie weet wat hy doen nie. Is dit nie? 'n hele dorp weet nie wat God mee besig is nie. Hulle het nie 'n idee. Hulle dink is hulle planne, hulle werk dan. Maar God kom en hy werk saam. Is dit nie awesome? Halleluja. Hier kom die lam in Jerusalem aan. That's it. Want hy moet op die 14de dag moet hy geslag word. Amen. Dan kom ons, kyk ons en wat gaan nou gebeur. En ek meen nou vat jy. Kyk hoe awesome is die Here. Hy vat die 12 disippels van hom. Sit hulle binne in 'n vertrek. Niemand anders te nie. Hulle. En daar kom God en hy spreek 'n woord wat ek en jy tot vandag nakom. My liggaam is my bloed. Dit is awesome. Halleluja. Dat die nagmaal in 'n binnekamer gespreek was. Paulus was nie eens daar nie. Maar hy het 'n openbaring gehad. Hy sê, en die Here het dit aan my geopenbaar. In die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem. Dis daai ding wanneer jy ophou jou wil jaag. Paulus kon nie daar kom totdat hy nie by Jesus uitgekom het nie. Tot hy nie meer sy wil gesoek het, maar God se wil. Amen. Toe hy begin oplet, wat doen die Here? Waar is die Here besig? En dit verander sy lewe. Amen. So ek wil vanmôre toe begin werk. Hou op om jou eie lewe te beplan. Vra die Here, Here, ek moet vir jou sê, baie dit is my soms omgekrap as iemand vir my sê, ons sal môre kom as dit die wil van die Here is. Kyk, jy my wil. Okay, maar nou wil ek ook vir jou dit sê. Sorry oor dit.
Ook iemand wat nie regtig, ouens wat nie regtig die Here dien nie. So ek te verstaan, baie keer praat 'n kind van die Here iets wat iets got no meaning to you, maar die lewe wat hulle leef is horrendous. Kan ek dit vir jou sê? Dit vind geen aanklag by jou, dan wil hulle skrif quote en 'n woord spreek wat, so ek was upset. As iemand my sê, ek kan nie weet nou nie, maar ons sal sien as dit die wil van die Here is, dan dink ek ons agterna. Ja, right. Kom jy mos by die Here uit en sê vir jou, alles is vol, is dit nie? Dis nie of jy iets besluit of hy dit besluit. Maar die lekkerte van alles is, ek kan bid dat ek in sy wil kom. Is dit nie? Ek kan bid dat die naam van die Here oor my geroep word. Ek kan bid dat God vir my guns gee. Amen. Amen. So dat dit wat hy vir my beplan 'n werklikheid kan word. Het jy al baie ding gehad as iemand wat regtig nie die Here dien nie? Kan ek sê 'n skynheilige Christen? Het jy al daai gevoel gehad as hulle vir jou iets sê? Jy ja, jy rebelleer nie binne, is dit nie? Want jy dink by jouself, jy quoteer skrif, maar jy bly nie by die ander goed nie, wat maklik is nie, is dit nie? Kyk hoe God, ek wil naamlik vanmôre by jou kom werk. Kyk wat wil God van jou hê. Kyk die plan, begin die plan vir die Here bid, vir jou lewe. Amen. En kyk wat is God besig om te doen. Let op wat die Here besig is met jou. Sodat dit vervul kan word. Want onthou net, die werk van God in jou lewe gaan vir jou vervulling gee. Dit gaan jou verryk. Dit gaan jou op 'n nuwe dimensie plaas met jou verhouding met die Here. Want God wil hê jy moet hom begin dien. Want in die agtergrond praat jy en jy gaan aan oor 'n sonde, maar daai sonde is eintlik wat God wil breek en dat jy kan heiligheid en geregtigheid kan najaag. Sodat jy kan word wat hy sê. Ja. As hy voorloop kan en nie 4 dae spandeer met 'n sonde belydenis en as jy weer die sonde uit nie, dat jy kan inkom en sê, Here, dit is nie in my boekrol. Hierdie sonde is nie in my boekrol geskrywe nie. Hierdie bitterheid wat ek teenoor iemand het, is nie vir my opgeskryf en ek vergewe hulle. Amen? Maar die vyand wil heeltyd by jou goed eet en jou besig hou. Ja. Dat jy moet gaan kyk, wat is God se boekrol vir my? 'n Hoop en 'n suksesvolle lewe. Ja. Want hy sê dat ek gekom het dat jy kan lewe, die lewe kan geniet. That you may have and enjoy life to the fullest. Is dit nie awesome vir jou wees? Yes, amen. As jy kan begin oplet, waarmee is die Here in jou lewe besig? Sodat jy kan word wat God sê jy is. Ek like daai ding. Want hy het klaar woord gespreek, jy is 'n profeet, jy is 'n evangelis, jy is 'n herder, jy is 'n evangelis, jy is dit. Klaar. Amen. Dis vir my om te kom en sê, Here, hier's hierdie goed, ek het al beleef, ek het al gesien. Onthou dat jy groei en al die, daar's baie goed wat jy nie verstaan wat met jou gebeur nie, en jy dink, Jesus, ek weet nie wat nou lekker aangaan nie, maar hierdie goed manifesteer, as die salwing kom, ons beleef hierdie goed. Dis hoe God met jou en my werk, om jou verryk, sodat jy kan agslaan, wat is die Here besig om te doen binne my lewe. Amen. Sodat jy nie omkant gevang word nie. Ek wil afsluit. Die wêreld is besig om te beplan en kyk hoe hulle die wêreld kan red. Maar vir die kerk is ons oë gefestig op Jesus Christus. Amen. Is dit nie? Amen. Wat sê hy, dan kom op 'n uur wat jy die minste verwag. So pas jou op, kind van die Here. Let op die tekens. Kyk wat aangaan. Kyk wat gebeur. Sodat jy nie agterbly terwyl jy eintlik moet saamgegaan het nie. Moenie dat die wegraping jou omkant vang nie. Moenie dat die koms van die Here op 'n tyd kom waar jy nie moet wees en besig is waarmee jy nie moet besig moet wees nie. Amen. Amen. Onderskei die tekens van die tye vir my en jou. Want onthou as jy nou gaan kyk wat aangaan in Jerusalem, die verwagtinge wat nou plaasvind,
Dis geweldige goed. Moenie dat dit tot ons kant val. Amen. Amen. Kom ons staan en sluit ons af. Here, baie dankie dat U 'n besondere God is, 'n groot God is, 'n God van kennis, wysheid, insig is. Ek vra vanmôre, Here, hierdie woord, want ek weet, ek moet oplet waar God mee besig is. Dat ek op in my eie lewe beplan en dan kyk hoe ek hierdie ding wil doen. En begin kyk, wat wil God met my werk vir mense? Sodat hulle lewens verryk kan word en my eie lewe. Dat daar ook, Here, kom vandag met roep, dat daar 'n radikale verandering in my lewe plaasvind, om U te dien. Ons eer U daarvan in Christus naam. Amen. Amen.